Byna aan die einde van ons program, ons lees 'n gedeelte uit die Nuwe Testament, Handeling hoofstuk 22 vanaf vers 22. Paulus en die Romeinse kommandant. Meer as dit wou die skare nie hoor nie, en hulle het begin skreeu, weg met hom. So 'n man behoort nie te bly lewe nie. Die skare het geskreeu, hulle klere uitgepluk en stof in die lug opgegooi. Die kommandant het beveel dat Paulus in die kaserne ingebring moet word en dat hy gegeesel moet word om vas te stel hoekom die skare hom so uitgejou het. Hulle het hom al reeds vir die geeseling vasgebind gehad toe Paulus die kaptein wat daarby staan vra, mag julle 'n Romeinse burger geesel en boonop nog sonder verhoor? Toe die kaptein dit hoor, gaan hy na die kommandant toe en sê, wat gaan jy doen? Hierdie man is 'n Romeinse burger. Die kommandant gaan vra toe vir Paulus, sê vir my, is jy 'n Romeinse burger? Ja, antwoord Paulus. Toe sê die kommandant, ek het 'n groot som geld betaal om die burgerreg te verkry. En Paulus sê, maar ek het dit deur geboorte gekry. Die soldate wat vir Paulus moes geesel het hom dadelik losgemaak en selfs die kommandant het bang geword dat hy, toe hy besef dat Paulus 'n Romeinse burger is en dat hy hom laat boei het. Omdat die kommandant presies te wete wou kom wat die Jode teen Paulus het hy die volgende dag bevel gegee dat die priesterhoofde en die hele Joodse raad bymekaar moet kom. Hy het Paulus laat haal en voor hulle gebring. Handelinge hoofstuk 22, die laaste gedeelte. Ons dan hoor dat Paulus as 'n Romeinse burger nie gegeesel mag word en veral nie sonder verhoor nie, omdat Romeinse burgers eintlik nie gegeesel was nie, omdat dit so wrede en kwaai straf was. En so sien ons telkens dat die Here op maniere ingryp. Lank voordat ons by die situasie kom, het die Here 'n pad oopgemaak, 'n spesifieke pad wat Paulus moes loop en waarop hy dan voluit moet gaan, met die wete dat die Here vir hom sal lei, nie altyd uit die moeilikheid nie, nie altyd uit die gevaar, nie altyd uit die seerkry of die straf nie, maar omdat hy weet dat die Here sal hom lei op die pad wat hy moet loop, sodat sy koninkryk op hierdie aarde deur hom verkondig mag word. Mag dit vir elkeen van ons so wees, dat ons duidelik sal sien hoe die Here ons lei om sy koninkryk deur ons te laat verkondig word op die hele aarde. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees elkeen van ons wees en bly tot in ewigheid. Amen.